Welkom by hierdie week se ANT landbou weervooruitskatting. Tot -6 grade of nog laer kan in die suidelike dele van die Vrystaat, die Noord-Kaap as ook die noordelike dele van die Oos-Kaap voorkom. Ryp kan dan ook noordwaarts oor die sentrale tot suidelike dele van Limpopo voorkom, iets waarvan ons aardappelboere moet uitkyk. Johan gesels ook oor die El Niño ontwikkeling wat baie vinnig en vroeg is hierdie jaar, wat natuurlik die reënvalpatroon kan beïnvloed vir volgende seisoen. Hierdie week se ANT landbou weervooruitskatting word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Goeiedag. Ons het hierdie afgelope seisoen of die seisoen wat nou einde se kant toe staan, eintlik 'n ongelooflike seisoen gehad. Baie nat toestande, die hele land het omtrent reën gekry, min dele wat droog is. So dis uitsonderlik dat dit in Suid-Afrika gebeur. En selfs ook Namibië. As ons kyk die week van 17 tot 23 Mei, het ons weer reën gehad in die gebied wat bekend staan as tussen die winter en die somerreënvalgebied. En dis waar die grootste droogtes gewoonlik voorkom. So hier in die einde van die seisoen het daardie gedeeltes ook baie goeie neerslag gekry tot 100 mm wat in gedeeltes voorgekom het. So uitsonderlike seisoen. Wat verwag ons op die kort termyn vir hierdie volgende paar weke? Van 28 Mei tot 3 Junie kan ons sien net, kom ons sê die Kaapse Suidkus, Ooskus gedeeltes, die Oos-Kaap se kusgebiede wat 'n bietjie reën kan verwag. So nie veel in hierdie volgende week nie. Noordwaarts die somergraangebiede omtrent geen reën nie, waarvoor ek dink ons graanboere baie bly is. Van 4 tot 10 Junie is daar weer reën wat verwag word oor groot dele van die land. Vir die meeste dele lyk dit na ligte neerslag, minder as 10 mm, maar ons kan sien dat die donkergroen gedeelte is 10 tot 25 mm, so weer oor groot dele van die Vrystaat, Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, en dan weer die Oos-Kaapse kusgebiede en selfs nader na die tuinroete, waar daar swaarder neerslag as 25 mm kan voorkom. So daar is weer 'n klompie reën. Ons kan dit dalk nie mooi op hierdie kaart sien nie, maar daar is ook 'n kans vir reën oor kleiner of swaarder reën, meer as 20 mm, oor gedeeltes van die winterreënvalgebied. Maar dit lyk na kleiner gedeeltes en ons sal maar met dop hou wat daar gebeur. Die El Niño, baie vinnig oorgegaan. As ons na hierdie diagram kyk, dit is die see-temperature afwyking vanaf gemiddeld op die ewenaar aan die linkerkant Australië se kant toe, regs Suid-Amerika van Junie 2025. Die blou gedeeltes kan ons sien, dis toe die La Niña nog daar was, koeler as normale see-oppervlaktemperature, en toe hier in April het dit baie vinnig oorgegaan in warmer as normale see-temperature, so die begin van 'n El Niño. Interessant, die voorspellings was dat hierdie oorgang alreeds hier by Januarie moes plaasvind, en dit het omtrent 2-3 maande later plaasgevind, en dit was die oorsaak vir die baie reën wat voorgekom het. Kyk ons 'n bietjie na die see-oppervlaktemperature. Hierdie is weer eens die afwyking vanaf die gemiddeld, so aan die regterkant Suid-Amerika, hier links onder Australië, en op die ewenaar, en ons sien die bruin gedeeltes warmer as normale see-temperature. Wat interessant is hier, ons sien twee pole rondom die 180 grade lengtelyn, die bruin gedeelte waar dit warmer of die warmste is, en dan ook teen Suid-Amerika, ook 'n poel van warm water. En dit is nogal, ons sal dit met dop hou hoe dit gaan vorder. Want dit kan beteken dat ons kry twee soorte El Niños. Die een is meer oor die sentrale dele van die Stille Oseaan, meer na Australië se kant toe, en die ander een is die intensie of die mees intense gedeeltes meer na Suid-Amerika toe. So ons sien dat hier
eintlik twee rigtings is wat kan plaasvind. As ons kyk, een van hierdie wat oor die westelike Stille Oseaan ontwikkel het, of 'n sogenaamde Medoki El Niño, was in 2009, 2010. En ons kan sien die rooi gedeeltes is meer oor die sentrale dele. En hoekom ons dit noem, hierdie tipe van El Niño is nie baie gevaarlik vir droogtes oor Suidelike Afrika en ander dele van die wêreld ook nie, want die verskuiwing in die reënvalpatrone is nie so dramaties nie. Kyk ons na die meer tipiese een, hierdie een is 2015, 2016, kan ons sien die rooi gedeelte oor die grootste deel van die sentrale Stille Oseaan. Dit was die baie sterk of die sterkste El Niño in omtrent die laaste 70, 80 jaar, 2015, 2016. Waar staan ons tans? Ons verwys telkens na hierdie grafiek en dit is die waarskynlikheid om La Niña, blou wat ons nie eers hier sien nie, grys is neutraal, ons is nog so bietjie so op die grens daarvan en die verskillende kleure van rooi is El Niño. Die donkerbruin bo is die waarskynlikheid vir 'n super El Niño, baie warm see temperature. En wat ons saam moet kyk is wanneer hierdie ontwikkel. Dit kan ook 'n verskil maak aan die reënvalpatroon. En soos dit nou is waar daardie sirkel of die ovaal gedeelte die stafies omlyn, sien ons dat hier van Oktober, November, Desember tot Desember, Januarie, Februarie is dit baie sterk. En die gevaar is as dit te lank aanhou. As dit oorgaan in die nuwe jaar, is dit baie keer 'n slegte nuus en droër toestande wat kan voorkom. So daar's goed waarna ons sal moet kyk in hierdie volgende paar maande, wat vir ons 'n aanduiding kan gee hoe die reënvalpatroon kan wees. So opsommend verdere reën en veral koue toestande moontlik hier van 4 tot 8 Junie oor die sentrale, oostelike en suidelike dele van die land. Dele van die Wes-Kaap kan weer meer as 20 mm reën kry, hier van 3 tot 5 Junie. Baie koue toestande tot -6 of grade Celsius of laer, hier in die suidelike dele van die Vrystaat, dele van die Noord-Kaap en dele van die Oos-Kaap. En dan is daar ook 'n risiko dat ryp noordwaarts tot sover as die sentrale tot suidelike dele van Limpopo kan voorkom. Soos ons genoem het, El Niño ontwikkeling is tans baie vinnig en redelik vroeg. Daar's egter 'n paar aspekte wat dopgehou moet word, soos wanneer die sterkste verwarming gaan plaasvind, asook watter tyd van die seisoen, en dit kan die reënvalpatroon beïnvloed. So ja, hier is dalk nog 'n paar verrassings met die El Niño wat voorlê, en ons moet kyk wat gebeur. So ja, mooi loop. Baie dankie Johan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graan Bemarking. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende week.